Welkom by vandag se verkenning. Ons duik vandag in 'n regtig fascinerende bondel materiaal oor Higashi Sumiyoshi wijk in Osaka, Japan. Hallo, ja, dis nogal 'n interessante mengsel. Ons het amptelike notas, plaaslike stories, 'n blog, video-aantekenings, selfs historiese opsommings. Presies, 'n mengelmoes. En ons missie hier vir jou wat dalk meer wil weet oor die dieper laag van Japan, is om daai goue drade van geskiedenis en wel die verborgene hoekies uit hierdie bronne te sif. So 'n soort blitskursus in die agtergrondstories. Juis. Die tipe dinge wat jy nie sommer in 'n gewone reisgids sal kry nie. Die stories agter die strate. Ek hou daarvan. Goed, kom ons spring weg. Een van die dinge wat my dadelik getref het, is hoe oud alles daar voel. Ek praat van die Sakamitsuka Kofun, 'n grafheuwel uit die 4de eeu. Dis baie oud. Absoluut. Daardie koffiesfyn alleen is 'n venster na 'n heeltemal ander era. Die bronne, kyk, hulle koppel dit aan 'n figuur genaamd Sakekimi. Sakekimi. Ja, van die antieke Koreaanse Bakje koninkryk. En dit word selfs verbind met die koms van valkjag na Japan. Iets wat in die Nihon Shoki genoem word, een van Japan se oudste geskrifte. So dit wys hierdie area was al lank terug deel van, wel, groter internasionale stromminge, amper. Presies. Dit was nie net 'n leesstuk grond nie, dis al eeue lank deel van belangrike stories. En dit hou nie daarop nie. Die Kowazu begrafplaas. Daar's die legende, né, dat die beroemde monnik Gyoki dit gestig het, al is daar blykbaar nie harde bewyse nie. Dis reg. Dis meer oorlewering. Maar die naam van die plek self, Otsuka, dit beteken groot heuwel. Dit laat mens wonder, né? Was daar dalk iets nog ouers daaronder? Miskien 'n vroeëre grafheuwel? Dis 'n interessante gedagte. Laag op laag van geskiedenis. En hulle het nog steeds daai ou lotusplatformklip van die oorspronklike krematorium daar. Dis amper tasbare geskiedenis gemeng met folklore. En dan die Kowazu Tinjinja heiligdom. Die feit dat hulle nie eens weet wanneer dit gestig is nie. Ja, onder die rekords glo verlore geraak het in die beleg van Osaka. Dis nogal dramaties. Maar die storie leef voort. Die een oor prinses Kaminagahime, wat daar gebid het vir genesing. En nou is dit 'n plek met, hoeveel? 11 gode? Ja, en die jaarlikse Danjiri-fees. Dis lewendige geskiedenis, iets wat jy kan sien en voel gebeur vandag nog. Die stories raak net vreemder en wonderliker. Die Saino-jinja, met die borrelende klip wat glo 'n vuurgod was. Regtig. En die Tondolfees? Weet jy waar mense al eerste kalligrafie van die jaar verbrand vir goeie punte in die eksamen? Ek het gelees, party mense glo dat dit die area selfs beskerm teen bomme in die Tweede Wêreldoorlog. Dis fascinerend hoe geloof en plek so vervleg raak. En moenie die gansoeke jakkals vergeet by die Imagawa begrafplaas nie. Ag ja, die man wat met die staanbeelde gestoei het. Nadat die jakkals hom glo gefop het. Kyk, hierdie volksverhale, dis wat die plekke karakter gee. Dis nie net klippe en mure nie, dis plekke waar mense geglo het, gehoop het en ja, soms deur jakkals om die bos gelei is. Goed, so ons het hierdie diep, amper mitologiese wortels, maar dan, bo-op dit, kom die groot bekende geskiedenis, die Nara-Kaido, byvoorbeeld. Daai ou pad tussen Osaka en Nara. Ja, wat vandag deel is van nasionale roete 25. Dit loop reg deur die wijk. En dis nie net 'n pad nie. Die bronne sê dit was 'n slagveld tydens die beleeg van Osaka. Jap, in die vroeë 1600s. Dink net, bekende figure soos die samurai Sanada Yukimura het hier langs geveg. Dis nasionale geskiedenis wat op hierdie einste grond afgespeel het. Dit bring dit nogal naby. En daardie storie van die Gorinku-brug, dit het my regtig getref. 2 samurai wat mekaar daar doodmaak. Ja, Shibata Gonjuro, hy was aan die Toyotomi kant en Hachishika Kurueman aan die Tokugawa kant. 'n Deel tot die dood reg daar. Dis 'n klein, tragiese oomblik in 'n reuse konflik. Shibata wen glo die geveg, maar sterf self kort daarna aan sy wonde. En die hele agtergrond van sy heer, Fukushima Masanori, en sy komplekse lojaliteite in daardie tyd. Dit wys groot politiek en persoonlike drama selfs op 'n klein bruggie kan afspeel. Vir iemand wat hou van daardie tipe verborge historiese juwele, klink dit na 'n moetsienplekkie. Beslis. Dis geskiedenis op straatvlak.
Maar dis nie alles net oor die verlede en veldslae nie, nee. Daar is ook 'n sterk gevoel van gemeenskap wat vandag nog leef, volgens die bronne. O ja, definitief. Kyk na iets soos die Kwazu Heart Friend, 'n kindersentrum wat in 'n tydelike brandweerstasie begin het en is vrywilligers wat dit bestuur. Dis nogal inspirerend. Dit wys daai gees van saamstaan. En jy sien dit ook in die Komagawa winkelstraat. Dit het na die oorlog opgebloei, moes aanpas by die era van supermarkte, maar dit fokus nou weer op daai plaaslike gemeenskapsgevoel. Dis vol karakter. Klink amper soos ons eie plaaslike winkelstrate probeer doen. Presies. En die Yatta area doen iets soortgelyks met hul area renovation en daai Yatta Zine boekie wat hulle uitgee om klein besighede te bevorder. En watter interessante besighede. Ek het notas gemaak. Shinkoro Opteek, meer as 90 jaar oud. Hanakawa Seikaten, 'n groente- en vrugtewinkel wat met skole werk. Dis oulik. Estrella, 'n Okinawaanse taco-plek. Die eienaar doen glo ekstra moeite vir ouer inwoners. En dan Kawatsurugaya. Wagashi, tradisionele Japanse lekkers. Ja, en die storie is dat selfs die groot krygsheer Toyotomi Hideyoshi van hulle goed gehou het. Dink net daaraan. Jy kan vandag nog lekkers koop by 'n plek wat moontlik iemand soos Hideyoshi bedien het. Dis hoe die geskiedenis en die hede daar verweef is. Selfs in iets so eenvoudig soos soetgoed. Dis nogal spesiaal. Die landskap self het ook natuurlik verander oor tyd. Naga Park. Dis mos reuse groot. Enorm. En om te dink, dit was eers 'n militêre oefenterrein. Wat 'n transformasie na 'n openbare ruimte. En binne die park is daar nog meer la. Die Natuurhistoriese Museum, ek het gelees, hulle het interessante idees oor dinosourusse wat nou as voëls beskou word. Ja, dis die moderne siening en hulle fokus ook op plaaslike dierelewe. Dan staar die botaniese tuin. Die bronne noem dat jy steeds tekens van tyfoonskade kan sien. Dit wys hoe natuurkragte ook 'n rol speel. En die roostuin, met pragtige name vir die rose, soos Peace en Princess Michiko. Dis nogal aangrypend. Dit is. En dan was daar daai spesiale uitstalling oor sampioene. Onthou jy? Ja, Matsutake sampioene. Dit was eens volop daar, maar nou is dit skaars. Dit vertel ook 'n storie oor hoe die omgewing verander. Selfs die Komagawa rivier. Die naam kom moontlik van Koreaanse immigrante, Koma, eeue gelede, maar vandag, die vloei is kunsmatig. Dit word onderhou met behandelde water omdat die oorspronklike bronne afgesny is. So dis 'n konstante gesprek tussen mens en natuur, modernisering en die verlede. Presies. Dit vloei alles saam. So, as jy nou terugkyk na al hierdie stukke, die 4de eeuse grafte, die samurai legendes, die gemeenskapsprojekte, die taco-stalletjies, wat's die een ding wat vir jou uitstaan oor Higashi Sumiyoshi? Ek dink dis juis daai tapestrie-effek. Dis nie net 'n plek op 'n kaart nie. Dis geweef met drade van legende, oorlog, gemeenskap en voortdurende aanpassing. Dis die stories onder die oppervlak wat dit werklik besonders maak. Jy kry die gevoel die verlede is nie iets wat net in boeke lê nie. Dis steeds daar, deel van die daaglikse lewe. Ja, ek stem saam. Dit voel soos 'n plek met baie lae. En hier is dalk iets vir jou luisteraar om oor na te dink. Hoe beïnvloed hierdie konstante teenwoordigheid van die verlede, van daai eeueoue grafheuwels en samurai-spoke, tot die winkels wat dalk krygsgeere bedien het? Hoe beïnvloed dit die gevoel van 'n plek soos Higashi Sumiyoshi vandag? Selfs al stap jy net daardeur as 'n besoeker, hoe kleur daardie eeueoue egos jou ervaring in? En wat sê dit vir ons oor hoe 'n gemeenskap sy identiteit oor tyd vorm, behou en soms herdefinieer?